Goeienaand gemeente. Gaan dit met julle goed? Julle is so vrolik, ek wil julle nie eens onderbreek nie. Hallo Omvloep, lekker om jou te sien. Baie welkom weer vanaand in die huis van die Here. Die mense kuier so lekker aan die deur, hulle wil nie inkom nie. As Steve kom sit, dan sal ons aangaan. Terwyl julle nou so lekker gesels, staan op en gesels nog verder, en groet so vir 'n minuut of twee mekaar, en wel, jy het mekaar net welkom hier in die huis van die Here. Ek glo julle is nou almal baie welkom, maar weer eens baie welkom. Man, mag die Here vir julle ryklik seën in hierdie diens. Ek is so opgewonde oor die tema vanaand. Ek het my notaboek saamgebring want ek wil weet. En dit moet ons gesindheid wees, né? Wanneer ons na die huis van die Here toe kom. Ek kom want ek wil weet. Ek kom want ek wil wees. Ek kom want ek wil dien. Ek kom want ek wil lief hê. Prys die Here. Ek kom omdat hy my lief het. Halleluja. Ek kan gerus sit. Dankie. Ek gaan nie al die afkondigings herhaal nie. Kan ek nou maar praat? Dankie. Ek gaan nie alle afkondigings van vanoggend herhaal nie. Julle het die blaadjies, asseblief. As jy nou nie vanoggend hier was nie, shame on you. Maar lees maar die blaadjie. Ek wil net graag een ding uitlig. Asseblief onthou ons hemelvaartdiens die 14de. Moenie by die huis sit nie. Amen. Asseblief, moenie by die huis sit nie. Kom. En vra sommer jou vriende, laat hulle kom, jou familie. 6:30 die aand, né? Asseblief, kom woon dit by. Goed. Ek gaan nou nie, ja, kom ons doen dit. Enige besoekers vanaand, wat nog nie voorheen by ons besoek afgelê het nie? Ek dink nie so nie, ons gewoonlik in die oggend hier. Niemand. Wie het verjaar in die week wat verby is, wat ook nie vanoggend hier was nie, want vanoggend is daar niemand? Niemand nie. Okay. Goed. Julle weet nou, Pastor Barnard, hulle is 'n bietjie op vakansie. Ons gun vir hulle dit. Ons bid dat die Here hulle bewaar, dat hulle veilig reis, veilig terugkom, uitgerus wees, hulle self geniet, gate uitgeniet, daar in die sandduine. Kom ons sit net so, ek gaan net hierdie diens vir ons open. Hemelse Vader, kosbaar, Here, kosbaar om in die huis van die Here vanaand te wees. Ons kon op ander plekke gewees het, maar ons is hier, Here, omdat ons hier wil wees. Ons is hier, Here, omdat ons U liefhet. Ons is hier, Vader, omdat ons U kinders is, omdat ons 'n afspraak het met U, en U het 'n woord vir ons vanaand. En ons wil dit hê. En ons wil ook vanaand die naam van die ewige God groot maak in hierdie plek. Ons wil nie 'n geleentheid mis om die lof van die Here te besing nie. O, Here, seën hierdie byeenkoms vanaand, soos wat ons dit nou in die bekwame hande laat. Seën die bediening van die woord, seën ook U dienaar, Here, wat die woord bring, wie U gesalf het om die woord te bring. Here, skryf daar die woord diep in ons harte in. Nie net om te hoor nie, Vader, maar om te doen, om te verander, om U te verheerlik, is ons gebed in Jesus naam. Word dan vanaand, Here, vereer en verheerlik met alles wat hier gaan gebeur, in Jesus naam. Amen. Ons gaan staan, dan gaan ons saam die naam van die Here se lof besing, en dan, julle kan maar staan,
En dan, met die sing van die eerste lied, neem ons die tiendes en die offerhandes op, soos ons gebruik is. Baie dankie vir elkeen se bydrae, mag die Here vir die baie ryklik seën. Die kerk van die Here Jesus waardeer dit. En ons sê vir die baie dankie. Geniet die diens. Prys die Here. Wie is lus om te sing vanaand tot eer van ons koning? Amen. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Jesus is the light. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. On a Monday. Gonna let it shine. On a Tuesday. Gonna let it shine. On a Wednesday. Gonna let it shine. On a Thursday. Oh yeah. On a Friday. Gonna let it shine. On a Saturday. Gonna let it shine. On a Sunday morning. Gonna praise the Lord. Let my little light shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. This little light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. On a Monday. Gonna let it shine. On a Tuesday. Gonna let it shine. On a Wednesday. Gonna let it shine. On a Thursday. Oh yeah. On a Friday. Gonna let it shine. On a Saturday. Gonna let it shine. On a Sunday morning. Gonna praise the Lord. Sunday morning. Gonna praise the Lord. Sunday morning. Gonna praise the Lord. And let my little light shine. Julle is so lekker. So voor die diens terwyl ons oefen, kyk ek na Marlon, vra vir hom, ou, is jy okay? Hy sê, iets is voel nie lekker, my kontaklense sê, ek sê, kan ek kyk? Julle, sy oog kyk vorentoe, hy kyk daar toe na die bord, maar hy sien vir Theo daar by die drome. Sit hierdie kontaklens hier linkerkant. En ek dink aan hierdie liedjie terwyl ons sing. Het is moeilik om Monday, Tuesday, Wednesday en regdeur tot by Sondag te skyn, as jou fokus op die verkeerde plek is. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can move the immovable. My faith is healing me. My faith can do the impossible. My faith can see the invincible. My faith can move the immovable. My faith is healing me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. Never, never. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me, no. The righteous shall live by their faith. Hallelujah. The righteous shall live by their faith. The righteous shall live by their faith. My faith is healing me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. Never, never. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me, no. All things are possible. All things
things are possible, all things are possible, all things. My faith is healing me. He won't fail me, He won't fail me, He won't fail me, never, never. He won't fail me, He won't fail me, He won't fail me, no. Mountains move, demons flee, sickness dies. I am free, I am free, I am free. My faith is healing me. Mountains move, demons flee, sickness dies. I am free, I am free, I am free. My faith is healing me. He won't fail me, He won't fail me, He won't fail me, never, never. He won't fail me, He won't fail me, He won't fail me, no. Dankie Hemelse Vader dat ons kan weet dat ons staan op 'n standvaste rots, Here. Here, dat reg deur die wêreld, Here, is U alomteenwoordige heilige teenwoordigheid, Here. Here, en dit is ons begeerte in ons hart, Here, dat ons ingestel sal wees. Heilige Gees, kom maak ons ore oop om te hoor wat U vir ons as U kerk sê, Here. Heilige Gees, maak ons oë oop, Here, laat ons sal kan sien wat U in die Gees besig is om te doen, Here. Heilig, heilig, heilig is die Heer van die leerskare. Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Heilig is die Heer. Heilig, heilig, heilig is die Heer van die leerskare. Heilig, heilig, heilig is die Heere God. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Heilig is die Heer.
Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. We sing, blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Ek glo vas in my hele hart dat die evangelie van Jesus is regtig so maklik geskryf, so maklik gedoen dat kindertjies dit kan verstaan, en ek dink dis hoekom Jesus gesê het ons moet soos kindertjies word. Vanoggend na die diens kom 'n mamma na my toe en sy sê sy wil net ietsie deel met my. Haar dogtertjie was vanoggend langs haar in die kerk gewees en voor die diens sit die dogtertjie met haar gevoude handjies en die oogies is toe en sy sê, mamma, jy moet jou oë toemaak. Sy sê, my tannie hou haar oë toe. Sy sê, nee, ek kan nie, ek moet jou boetie dophou. En is vir my so mooi, en later sê die dogtertjie, en sy maak haar oë oop, en sy sê vir haar mamma, mamma, ek voel lief Jesus vat aan my. 'n dogtertjie. Wil jy voel dat Jesus vat aan jou vanaand? Ons gaan hierdie liedjie nog 2 keer sing, en dan gaan ons oorgee vir pastoor. Lig jou hande op en sê net, Here, ek het ook nodig dat Jesus aan my vat vanaand. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. We sing, blessed be the name of the Lord. Ons het U lief, Jesus. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Sing nog 'n laaste keer. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord, singing, blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Kom ons aanbid om 'n paar oomblikke. Kom ons bring hom eer en lof en prys en aanbidding. Ons het dit gesing, Here, geseënd is U naam. Nou wil ons dit vir hom sê, Here Jesus, dankie dat U in ons midde is. Ons het U vanmôre ingenooi in hierdie gemeente. U is hier, ons seën U, ons loof U, ons prys U, ons aanbid U. Bereik U goddelike wil, bereik U doel en plan in en deur elkeen van ons se lewens. Word net in en deur hierdie diens verheerlik. Dank ons U daarvoor, Vader, in Jesus lieflike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Prys sy naam. Dankie dierbares.
Prys die Here, halleluja. Dis lekker om weer hier te wees vanaand. Ek wil u bewonder dat u uitgekom het. Dis 'n goeie aand om by die huis te bly, maar ek sien van ons senior burgers, hulle het gesê nee, Jesus kom vanaand eerste. Jesus kom vanaand eerste. Maar ek wil net voor ons die woord gaan bedien. Pastor Billy het griep, is ongesteld, waaroor hy nie vanmôre vanaand hier is nie. Hy mis nie sommer 'n diens nie. Kom ons as gemeente bid vir hom en vertrou die Here vir 'n volkomme genesing in sy liggaam. Is jy reg om saam met my te bid? Vader, ons wil saamstem vanaand, dat die pastoor Billy aanraak op 'n baie besondere, wonderbaarlike wyse. Ons wil daardie griep, daardie verkoue gebied om sy liggaam te verlaat, in die naam van Jesus, elke siekte, elke ongesteldheid, verlaat sy liggaam in Jesus naam. En ons verklaar oor hom, dat deur die wonde van die Here Jesus, het daar vir hom genesing gekom. En Vader, ons dank U daarvoor in Jesus lieflike naam. Amen. Prys die Here, ons glo die Here doen die werk, en ons glo die Here se naam word verheerlik. Ek is net bly U is hier, en ek het nou vanmôre die kerk amper leeg gepreek, maar nou maak nie saak nie. Ons gaan vanaand net aan. Vir u wat hier is, ek wil vertrou dat die woord vir u baie seën gaan wees. Ons baie welkom aan ons lewenisstroom. Kykers ook vanaand saam met ons. Vertrou dat die Here vir julle saam met ons seën. En ons verwelkom ook ons kruiskykers saam met ons vanaand. Vertrou dat die Here ook vir hulle ryklik saam met ons gaan seën. Die tema van my boodskap is God se voorbereiding vir die eindtyd. Ek gaan vanaand net een versie vir u lees. Ek het baie voorberei om te lees, maar tyd ontbreek. Dit is hier in Markus 13. Markus 13 vanaf net vers 33. Hy sê, pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Ons moet oppas, ons moet waak en bid, ons weet nie wanneer die tyd daar is nie. Een van die mees aktuele onderwerpe en belangrikste boodskappe van vandag wat uitgaan in 'n wêreld wat verlore gaan, is die boodskap voorbereiding vir die wederkoms. Voorbereiding vir die eindtyd waarin ons in lewe. En ek weet dat u wat hier is vanaand is besig om voor te berei, want die eindtyd is baie, baie naby. Hoe ons kan dit verklaar? Dis nader as wat ek en jy kan dink of besef. Ons leef werklik aan die einde van die tye. Die wederkoms van Christus kan enige oomblik plaasvind. Maar weet jy wat ek vir u wil sê? Die oes is ryp. Die arbeiders is min. Daardie oes moet ingebring word. Ek gaan nou vir 'n bietjie van u van Berenger verklaring gee as jy dit wil vervat, né? Die Bybel sê, in 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. En dan op die 7de dag, is die dag van die Here. Dan moet jy rus, is dit reg? Dis wat die Bybel sê. Nou sê 2 Petrus 3 vers 8. Een ding moet julle egter nie vergeet nie. Geliefdes, vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Nou vra ek vir myself af, waar staan ons in die geskiedenis van die wêreld? Wat is besig om te gebeur? Kan ek vir u sê, van Adam af tot Jesus se tyd was 4000 jaar. Van die Here Jesus se tyd tot vandag is 2026 jaar. My filosofie was net, 6 dae moet ons arbei, die 7de dag sal ons sy rus ingaan. En ek het verwag dat die Here dalk by die 7de dag kan kom, om ons te kom haal, maar hy het nie gekom nie. En toe lees ek hier in 2 Petrus 3 vers 8, hy sê, 2 Petrus 3 vers 9, hy sê, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons, en hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Is dit wonderlik nie? As Jesus dalk 26 jaar teruggekom het, hoeveel mense sou nie agtergebly het nie. Maar hy is lankmoedig oor ons. Hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering kom. En ek wil vir u sê, die wederkoms, die koms van die Here Jesus, gaan spoedig in sy glorieryke heerlikheid plaasvind, wanneer hy kom om sy kinders te kom haal. Nou is die tyd vir voorbereiding. Voorbereiding vir sy koms. Markus 13 vers 32 sê, maar van daardie dag en die uur weet niemand nie, ook nie die engele in die hemele of die see nie, maar net die Vader.
Niemand kan sê nie, ek weet nie, julle weet nie, watter dag die Here Jesus gaan kom nie. Maar die God wat die dag weet, die uur ken, is besig om die wêreld voor te berei vir die eindtyd, kind van die Here. Hoe weet ons dit? Ek kan vir u sê, hoe kan ons seker weet dat dit gebeur? Deur die Bybelse profesieë en deur die tekens van die tye waarin ons leef, dat die Here is besig om vir die eindtyd voor te berei. Hoe kan ek sê, die vyeboom het gebot. Die Bybel sê dit hier in ons gedeelte lees, in Markus 13 vers 26. Hy sê, en dan sal die Seun van die mens op die wolke sien kom met groot krag en heerlikheid. Vers 28 sê, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbord, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is voor die deure. Nou ja, die vyeboom het gebod. Die Israeliete is besig om in hulle duisendtalle terug te keer Jerusalem toe en Israel toe. Paar jaar gelede terwyl ek daar was, het van hulle op die strate gesit. Hulle wag vir die Messias om te kom. Hulle wag vir iets om te gebeur. Ja, dis een van die groot profesieë vir die koms van die Here wat vervul is. Die tweede een is die voorbereiding vir 'n nuwe wêreldorde. U het seker al oor die radio, oor die televisie gelees, presidente en wêreldleiers praat van die nuwe wêreldorde. Daar is baie leiers in die wêreld wat besig is om saam te kom. Hulle beplan vir 'n nuwe wêreldeiendom. Die totale mensdom word gekondisioneer om nie te besef wat aangaan nie. Kan ek vir u sê, wat is die nuwe wêreldorde? Die nuwe wêreldorde is een regering. Die nuwe wêreldorde is een burgerskap. Dis een godsdiens. Dis een geldstelsel. Dis waarvoor die nuwe wêreldorde staan en wat gebeur. En nou, as 'n frontorganisasie om hulle te help vir 'n nuwe wêreldorde, is die New Age beweging. Ons weet, dis die eindtyd, die aktiwiteite en al die gebeure en die dinge, verklarings wat die New Age movement maak in hierdie tyd waarin ons in leef. Ek hou nogal van die Engelse woordjie New Age. Klink vir my mooier as nuwe era beweging. Maar die New Age is besig om sy tentakels soos 'n seekat oor die hele wêreld in te slaan, en hy's besig om die hele wêreld te beïnvloed. En kind van die Here, ek wil vir u sê, hy's besig om grootslag te slaan. Nou die nuwe era beweging het nie 'n hoofkantoor nie. Hulle het geen kantoor van waar af hulle werk deur die wêreld heen nie. Nee, dis 'n demoniese mag wat wêreldwyd deur honderde organisasies besig is om mense te beïnvloed, om mense voor te berei vir die nuwe wêreldorde wat gaan kom. Ja, hulle is besig. Kom ek gee gou vir julle verskil net. Ons in die Christendom, ons lewe draai om God die Vader, om die Here Jesus Christus, om die Heilige Gees, om die woord van God en so meer. Maar die New Age mense, nee, hulle vertrou op die mense. Hulle sê, glo in jouself, vertrou jouself, jy kan dit doen. Dis die verskil tussen hulle, en hulle is besig om mense af te takel en mense te leer om in hulle self te vertrou. Daar is verskillende organisasies. Kom ek sê vir Oprah Winfrey is een van die baie sterk organisasies om die New Age tegnologie te verkondig. Die Spiritual Council of Africa is geestelike plek besig vir die New Age movement. The Church of Scientology is besig as New Age movement. En nou wil ek vir julle iets sê, hoor mooi wat ek vir julle sê. Ek sê nie al die onafhanklike kerke is New Age georiënteerd nie, maar baie van hulle is New Age georiënteerd. Daar's mense wat nie van die bestaande kerke en die regering van die kerk gehou en die druk wat die kerk op mense plaas van gehou nie. Hulle het weggeskeer, hulle eie kerke begin. Die New Age movement is besig om in en deur hulle te werk. Ek het luister na 'n man wat in hierdie gemeente was, toe ek pastoor was, wat 'n pastoor geword het. Ek luister nie eers meer na sy goed op die Facebook nie. New Age georiënteerd, besig om mense te sisse, besig om mense sag te maak, besig om verskillende leerstellings en verkeerde dinge by mense in te bring. Daarom wil ek sê, baie van die onafhanklike kerke wat weggeskeer het die deure oopgemaak vir die New Age movement. En nou kom daar mense kom en hulle tree op en hulle beïnvloed mense deur
boeke, deur kursusse, deur die media, deur aanbiedings wat hulle bring. Ja, hulle tree op in kerke. Baie kerke nooi die mense sonder om te weet, nieuw uitgeoriënteerde mense wat by hulle optree. Hulle tree op by skole, hulle tree op by sosiale inkomste. Man, kyk net na die televisie en sien hoeveel nieuw dinge kom daar deur om die mense te probeer beïnvloed en die mense weg te trek. Mense wat op die mees subtiele manier denkbaar besig is om wêreldwyd beïnvloed te word. Die mense te oriënteer vir 'n nuwe wêreldorde. Die mense te oriënteer vir 'n nuwe leier wat gaan opstaan en hy gaan wees die anti-kris. Mense word daarvoor voorberei. Hulle besef dit nie, hulle weet dit nie, hulle begryp dit nie. Die voorbereiding vir die wêreldeinde is in volle gang, kind van die Here. Ek lees, God het met die voorbereiding begin. Kan jy dit glo? Hy is besig met die voorbereiding. Daar's oorloë, deel van die voorbereiding. Oorloë nou, ek sien die Arabiese lande, het nou vergadering saamgehou, hulle wil nou teen Israel optrek. En as dit gaan gebeur, gaan Israel 'n verbond met hulle sluit, en dan gaan ek nie meer hier wees nie, en ek vertrou nie een van julle gaan hier wees nie, want dan gaan die wegraping plaasvind. Dit sê Daniël vir my baie duidelik in sy boek. Die ander oorlog wat plaasvind gebeur, daar's hongersnode, daar's pestsiektes, daar's dinge meer. God het baie van hierdie dinge beplan en bepaal en toegelaat dat dit gebeur. Alles is neergeskryf en die vervulde profesieë wat ons kry, sê vir ons van die dinge wat neergeskryf is, dat God is besig om die laaste dae voorbereiding te doen, ook in hierdie wêreld. Nie net by die wêreld alleen nie. O nee, God is ook besig met voorbereiding in die kerk. En ek sê weer, as ek van die kerk praat, praat ek van die gemeente, as ek van die gemeente praat ek van elke individu wat daar is. God is besig met voorbereiding. Hy het toegelaat dat sy seun Jesus aan die kruishout van Golgotha sterwe. Jesus het die duurste prys betaal. Mense, as ons net kan besef wat hy deurgemaak het. Die Bybel sê sy rug gelyk of 'n ploeg oor sy rug geploeg het. Want sy vleese was uitgeruk. Hy het geen baard meer gehad nie. Hy was nie geen mens dat ons hom sou begeer nie. Waarom het God toegelaat dat sy seun Jesus hierdie verskriklike prys te betaal? Waarom? Om die kerk te kan heilige, om die kerk te kan reinig, sodat u en ek voor God kan staan, sonder vlek en sonder rimpel, gekoop en gewasse in die kosbare bloed van die lam, prys sy wonderlike naam. Matteus 3 vers 12 sê, sy skop is in sy hand, en hy sal sy dorpsvloer deur en deur skoonmaak, en sy koring is in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Kom ek sê vir u, God gaan sy kinders uithaal. Hy gaan die dorpsvloer skoonmaak. Hy gaan sy kinders verlos. Hy gaan sy kinders vrymaak. Hy gaan sy kinders skoonmaak. Hy gaan die koring gaan hy in sy skuur versamel. My interpretasie is by die wegraping, wanneer ons saam met hom in ewige heerlikheid gaan wees, gaan ons daar in sy skuur vergader word. Maar dan sê die skrif dat die kaf gaan gebrand word. O kind van die Here, daar die kaf gaan gebrand word, man. Dit gaan dit verskriklik wees. O, die wat nie in God glo, die wat nie gered is nie, die kaf gaan met vuur verbrand word. In 'n ewige hel sal hulle brand, waar die wurm nie gaan sterf en die vuur nooit uitgeblus word nie. Maar kan ek vir u sê, in hierdie laaste dae wat ons leef, gaan God sy gees uitstort op alle vlees. Jesus sê dit, God stuur die laatreëns vir u en vir my, sodat ons in wasdom vir ons kan bring. Oral is daar oplewing. Ek het gehoor van Iran, waar mense goddelik tot bekering kom. Ek het nou weer net voor ek gekom het 'n pastoor, een van ons eie pastore wat nou oor see bedien, is by 'n doopdiens waar daar bykans 3000 mense gedoop word. God is besig om te werk. God se krag is besig om te werk. Waar mense hom toelaat, doen die Here groot wonderwerke. Duisende mense kom tot bekering. Duisende mense word vervul met die Heilige Gees. Ek het hoeveel insaag gehad in eensaambare, hoeveel moslems die Here deur die water gevolg het. God is besig om te werk, kind van die Here. 1 Tessalonisense 5:4 sê, maar julle broeders is nie in die duisternis nie, dat die dag
julle nie soos 'n dief sal oorval nie. As ons na die omstandighede kyk, dan sien ons God is besig om die wêreld voor te berei vir die eindtyd. Maar die voorbereiding van die eindtyd is ook spesifiek vir jou en ook spesifiek vir my. Is dit nie wonderlik nie? Openbaringe 2 vers 11 sê, hy sê wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Dis vir ons self om te besluit, kind van die Here. Self besluit om te doen. As jy wil onreg doen, gaan jy meer onreg doen. As jy vuil is, gaan jy vuiler word. As jy sonde leef, gaan jy meer sonde doen. Maar as jy geregtigheid doen, gaan jy geregtigheid lewe. En as jy heiligmaking lewe, gaan jy heiliger word. Die tyd van 2 Heres dien is verby. Dis absoluut verby. Matteus 6:24 sê, niemand kan 2 Here dien nie. Want of hy sal die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En ek wil uitskreeu vanaand, vir almal wat na my luister, kom ons breek met die wêreld. Al is dit hoe moeilik en swaar, breek met die wêreld. En laat Christus Jesus weer die middelpunt en die senterpunte van elkeen van ons lewens word. Prys sy wonderlike naam. Die dae van kanse vat, die dae van kerkspeel is verby. Ek lees weer vir die Hebreërs 10 vers 25. Hy sê ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate die oordeeldag nader kom. Weet jy waaroor is ek so lief om kerk toe te kom? Want Jesus is daar. Ek wil met Jesus ontmoet. Maar daar is 'n baie groot rede waar ons die dienste moet bywoon. Hoekom? Romeine 10:17 sê, die geloof is dit uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Die goddelikste woord gaan van hierdie kansel af. En God is besig om sy kinders te bou. God is besig om sy kinders op te ry. As jy kerk toe kom, dan bou dit jou geloof, dan versterk dit jou geloof, en dan word jy sterker in die Here, prys sy naam. Maar jy kan ook by die huis jou geloof bou, deur woordstudie te doen, deur tyd met God in gebed te spandeer, deur betrokke te raak in dienswerke, deur heiligmaking te lewe. Die Bybel sê in Hebreërs 12 vers 14, beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe, waarsonder niemand die Here sal sien nie. Kom, laat ons toegewyd lewe, kind van die Here. Maar dan wil ek vir jou Lukas 10 vers 27 lees. Hoor net mooi, jy moet die Here jou God lief hê. Hoe moet ons die Here lief hê? Luister mooi, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand. Is dit nie alles nie? Ons kan niks anders eerste by God plaas nie. Ons moet hom lief hê met alles wat in ons is, met alles wat ons het. En dan gaan hy verder. Hy sê, en jou naaste soos jouself. Ons moet omgee vir ons naastes. Ons moet omgee vir ons dierbares. Ons moet omgee vir hulle, en die Here vertrou vir groot dinge. En Jakobus 1:22 sê, en word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. O, kind van die Here, kom laat u en ek die woord gehoorsaam aan. Kom lees die woord, studeer die woord, reageer op die woord, doen wat die woord van die Here vir jou sê, jy sal geseënd wees. Die tyd van 'n held wees is verby, om te doen wat jy wil, om te kom soos jy wil, om te gaan soos jy wil, om te maak soos jy wil. Daardie tyd is verby. Ons moet Christus toelaat om ons lewens te stuur, om ons lewens deur te dra, dat hy net in en deur ons verheerlik kan word. Hoor die woord van die Here in Sefanja 1 vers 14 tot 18. Naby is die groot dag van die Here, naby en haastig. Hoor die dag van die Here, bitterlik skreeu die hel daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkenag, 'n dag van besuingeklank en kruisgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer en hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal hy die hele aarde verteer, want hy bring vernietiging, ja, verskriklike oor die inwoners van die aarde. O, wat 'n dringende waarskuwing
Hier het Vanja vir jou en vir my, en vir almal wat God nie dien nie, en God nie wil dien nie, kind van die Here. Dit is deel van God se voorbereiding, vir jou en my om gereed te maak. Hoor wat sê God in Amos 4 vers 12, hy sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maak jou klaar, maak gereed. Ons kan klaar maak, kind van die Here. Dis een van ons volgende afsprake, maak jou klaar. Maar hoe kan jy het klaar maak? Pastoor, ja, waar moet ek begin? Wat moet ek doen? Ek het vanmôre vir u gesê, die geheim lê 'n totale onvoorwaardelike oorgawe aan God. Om jouself aan die Here oor te gee, waarin jy jouself, jou eie wil, jou eie begeertes, jou eie strewe, jou eie denke, jou eie filosofie, jou eie opinies van ontslae raak, en waar jy God die geleentheid gee om in jou lewe en deur jou lewe te werk, dat hy net in en deur jou verheerlik kan word. Johannes 4:24 sê, God is gees. Die wat hom aanbid met hom in gees en in waarheid aanbid. En kind van die Here, dan is dit nie net wanneer ons in die kerk is nie, by ons huis, by ons werk, by die skool, waar ons gaan, dat ons God in gees en in waarheid aanbid, sy naam groot maak en herken, Here, daar is niemand, maar niemand soos u nie, prys sy wonderlike naam. Ek wil afsluit en sê, God breek nie in mense se harte in nie. Hy gaan nie jou hartstukken breek om in te kom nie. God neem nie met geweld oor in jou lewe, die kind van die Here. Maar wanneer mense hulle self aan God oorgee, wanneer hulle mense aan God toevertrou, dan wil ek vir u sê, eers dan neem God beheer oor hulle lewens. Eers dan kan God hulle beskerm, hulle bewaar, hulle lei en deurdra. Eers dan kan God hulle vrymaak, hulle verlos en oorwinning gee. Eers dan kan God hulle voor volkome heel en genees en hulle meer as oorwinnaars wees. 2 Korintiërs 7 vers 10 sê, want die droefheid volgens die wil van God bring bekering wat tot redding lei. Weet jy, wanneer 'n mens besef, en ek het al besef as ek iets verkeerd gedoen het, dat ek voor die Here begin ween en uitroep en sê, my God, wees my genadig, vergewe my, reinig my. En weet jy, daardie droefheid bring vir my redding, dit bring vir my krag, dit bring vir my sterkte. Wanneer ons nie meer so hard is nie, maar wanneer ons kan opbreek voor die Here en sê, Here, neem van ons in besit. Wil jy opnuut vanaand jou lewe onvoorwaardelik aan die Here toewy. Ek wil tog praat met elkeen wat na my luister. As jy nog nie 'n kind van die Here is nie, as jy nog nie wedergebore is nie, as jy nog nie Jesus aangeneem het as saligmaker nie, moenie uitstel nie. Johannes 1 vers 12 en 13 sê, want almal wat hom Jesus aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Om hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar wat uit God gebore is. Ek het ontdek die oomblik wanneer mense waaragtig Jesus aanneem as hulle saligmaker, dan word hulle weergebore, dan word hulle nuwe skepsels in die Here Jesus Christus. As jy vandag na my luister, jy is verkoud en teruggeval, hy Spreuke 28:13 sê, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. En 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle sondes ongeregtigheid te reinig. Is dit nie wonderlik nie, dat God mense vergewe, vrymaak en oorwinning gee, prys sy naam. En andersins wil ek vir jou sê, as jy vanaand op die plek is waar God jou wil hê, maak vanaand opnuut 'n onvoorwaardelike oorgawe. Sê, dankie Here, u het my gedra tot hier toe, en Here, u gaan my verder deurdra. U gaan my hou in die holte van die hand. U gaan my versterk. U gaan my deurdra in die ewige liefde, want Here, ek is deel van u voorbereiding vir die eindtyd. En as daai basyne blaas, wil ek hom nie mis nie. Ek wil saamgaan om in ewige heerlikheid te wees. Ek wil vir u sê, as jy basyne geblaas het, daai volgende Sondag gaan nie sitplek in hierdie kerk wees nie. Nou, ek gaan nie hier wees om te preek nie. Ons gaan nie hier wees nie. Ek wil saam met Jesus wees in ewige heerlikheid. Wil jy nie saam met my ook bid vanaand en sê, ag Here, ek wil weer vir hom sê, Here, ek wil myself opnuut aan u oorgee. Ek wil myself, my alles op die altaar plaas. Laat u wondernaam net in en deur my verheerlik word. Laat u krag en heerlikheid net in my vloei. Is u gereed om saam met my so te bid? Nou kom ons bid almal so saam. Hemelse Vader, ek wil nie alleen vir hulle bid wat vanaand in hierdie diens sit, vir hulle wat vanaand na kruiskyk
luister, vir hulle wat vanaand na die lewensdroom ook luister nie. En besonder vir die kruiskykers, terwyl ons nou afskeid neem, bid ek, dat u vir hulle seën, dat hulle 'n wonderlike oorgawe in u gaan maak. Ook ons lewensdroom kykers waar hulle is, 'n onvoorwaardelike oorgawe maak, en voorberei vir die eindtyd wat gaan kom. En dankie vir elke man en vrou in hierdie diens vanaand. Hulle het die woord van die Here gehoor. Ons wil onsself voorberei. Here, ek wil myself saam met hulle onvoorwaardelik aan u oorgee en sê, Here Jesus, neem u van my in besit, dat ek nie meer sal lewe nie, maar dat Christus in en deur my sal lewe, en dat ek die lewe wat ek nou in hierdie vlees lewe, sal leef deur hom wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Vader, dat ons onvoorwaardelik ons alles op die altaar plaas, want dis die moeite werd. Wanneer Jesus kom, sal hy elkeen vergeld, soos wat sy werke sal wees, en laat die naam van Jesus net in en deur elkeen van ons verheerlik mag word. En Vader, ons dank u daarvoor in Jesus naam, en die volk van die Here sê, Amen. Dankie musikante, kom, geniet dit saam met my. Ek het net besluit, ek gaan nie preek oor wat glo Christus en wat glo die Nieuweis nie. Ons as kinders van die Here weet wat die waarheid is. Ons staan op die woord, en ons dien die Here. Ons het nie 'n afgewaterde godsdienst nie, dat hulle sê God is nie die Here God nie, hy is in alles, God is in al die dinge, die plant en die diere en alles, hy is in jou, hy is God. Nee, nonsens met hulle man. Ons gaan die Here dien, en vir die Here lewe, en die naam van die Here groot maak. Is jy reg om die naam van die Here groot te maak, terwyl ons hierdie diens gaan afsluit vanaand? Nee, daar is nog nagmaal ook. Prys die Here, halleluja. Prys sy naam, amen. Wat 'n wonderlike voorreg. Ons het vanmôre gemeenskap met die Here gehad, vanaand alweer gemeenskap met die Here. Waar is die nagmaalbedieners? Kom help gou vir my. Prys sy naam, halleluja. Die Bybel sê dat in daardie nag wat die Here Jesus verraai is, het hy brood geneem. Nadat hy gedank het, het hy brood gebreek en gesê, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem almal daarvan. Want so dikwels as julle van hierdie brood neem en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, net totdat hy weer sal kom. Ag, is dit nie wonderlik nie, as ek en jy vanaand van hierdie brood neem, dan sê ons, dankie Here Jesus, ek verkondig u dood net totdat u weer gaan kom. En u gaan spoed
Kom ons bid net saam terwyl ek Paul gaan vra vir ons dankie te sê vir die tafel. Ons eer U, Here, vir wat U vir ons gedoen het, om Uself vir ons te gee, sodat ons kinders van God genoem kan word. Dat ons in 'n nuwe verbond met U is, deur U bloed, en deur U liggaam wat U vir ons aan die kruishout die prys betaal het. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op U. Sonder verdienste, Vader, staan ons voor U, gewas in die bloed van die lam, sodat ons met vrymoedigheid voor U kan kom en voor U troon kan staan, deur die genade wat U aan ons geopenbaar het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat almal wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Dit is waaraan ons herinnering in hierdie oomblik, in hierdie diens vanaand het. Ons doen dit, Here, in herinnering wat U vir ons gedoen het. En ons bring aan U lof en eer en dankbaarheid vir U genade oor ons. En elkeen wat in hierdie diens sit vanaand en weet in sy hart dat die Here vir hom gesterf het, en so opgestaan het en ons verteenwoordig by die Vader vanaand. Dit is vir ons 'n eer en 'n voorreg, en dankie, Here, Halleluja. vir U genade in Jesus naam. Amen. Dankie, Here. What a mighty God we serve. Very, very soon we are going to see our King. Very, very soon we are going to see our King. Very, very soon we are going to see our King and crown Him Lord of all. Amen. Crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. And crown Him Lord of all. No more crying there, we are going to see our King. No more crying there, we are going to see our King. No more crying there, we are going to see our King and crown Him Lord of all. Amen. Crown Him Lord of all. Crown Him Lord of all. And Crown Him Lord of all. And crown Him Halleluja. Is nog eens 7 weer, ons gaan net nog een koortjie sing, daai een, what a mighty God, dit het julle gesê. Kom ons sing hom saam, lekker, halleluja. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Oh yes.
mighty God we serve. The angels bow before Him, worship and adore Him. What a mighty God we serve. Halleluja! Prys die Here. Gee hom 'n lofoffer. Hy is wonderbaar. Halleluja, Vader. Ek seën my broers en susters in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus Jesus. Hierdie week gaan vir hulle 'n voorspoedige week wees waarin die seën van die Here in elke omstandighede deurdra en Jesus net in en deur hulle verheerlik word. Ons dank U daarvoor in Jesus lieflike naam en die volk van die Here sê Amen. Vrede van die Here gaan geniet 'n wonderlike He is the en 'n seënnaam. of